Wanneer ons saamwees begin, doen ons dit so met 'n openlike verklaring en ons verwoord iets van ons hartsgesindheid, die rede vir ons saamwees hier vanoggend voor die Here. En ons doen dit vanoggend aan die hand van Psalm 56, vers 2 en 3 en 10 en 11. Mag hierdie ook die woorde van jou hart wees. Wees my genadig, o God, wees my genadig, want by U soek ek skuiling. Onder U vleuels sal ek skuil tot die bedreiging verby is. Ek roep na God, die Allerhoogste, na God wat my sal help. Onder die volke wil ek U loof, Here, onder die nasies U lof besing, want U liefde reik tot in die hemel, U trou tot in die wolke. En wanneer ons met hierdie versigtiging voor ons Vader rustig word, mag ons hoor, as hy ons groet en seën, welkom heet in sy teenwoordigheid, met hierdie woorde, genade en vrede vir jou, van God ons Vader, in die Here Jesus Christus. Amen. Kom ons verwoord ons afhanklikheid van die Here, en maak sy naam groot, deur saam te sing van lied 241, vers 1 en 3, en daarna kan jy die plekke inneem, as ons stil staan by ons belydenis. Dankie. Daardie laaste versreël, baie belangrik vir ons, as ons ook na die prediking gaan luister, wanneer die sondeval plaasvind, is ons verhouding met God gebreek, en van daar af, elkeen wat uit Adam en Eva gebore word, met sondeskuld gebore. Maar God word nie ontkant gevang nie. So na sy skepingsplan het hy ook 'n verlossingsplan, wat in Christus voltrek word. En luister ons na die evangelie van Johannes, van die begin af. Jesus van die begin af by God self, God, die woord van God, deur wie alles geskep word, en daarin deur wie die een deur wie die verlossing bewerk word en voltrek word. En dan hoor ons in die katekismes, wat glo jy van die heilige algemene Christelike kerk, en dan hoor ons hier die uitwerking van Christus en daarin sy verlossingsplan, dat die Seun van God uit die hele menslike geslag vir hom 'n gemeente, 'n vergadering, 'n groep mense, wat tot die ewige lewe uitverkies is, deur sy gees en woord in die eenheid van die ware geloof, van die begin van die wêreld af, tot die einde toe vergader, beskerm en onderhou, en dat ek daarvan 'n lewende lid is, en ewig sal bly. So dis deur die gees en die woord, maar dan beliggaam in die liggaam, in die Ou en in die Nuwe Testament. In die Ou Testament die volk van God, vasgetrek binne die opdrag wat in Deuteronomium 6 gegee word, dat ouers hulle kinders moet leer wie die Here is en hoe om voor hom te lewe, sodat hulle en die volke rondom hulle uiteindelik die wonder van God se teenwoordigheid mag beleef. En dit gaan deurdra tot in die Nuwe Testament, waar ons geroep word tot daardie selfde doel, tot daardie selfde lewe in God se teenwoordigheid. En daarom vra ons, wat verstaan jy onder die gemeenskap van die heiliges? En ons antwoord, dat ten eerste dat die gelowiges almal saam en elkeen afsonderlik
as lede met die Here Christus gemeenskap en aan al sy skatte en gawes deel het. Ons is deel van hom. En daarom net soos wat hy veilig ewig in God se teenwoordigheid gaan lewe, so sal ons ook veilig ewig in God se teenwoordigheid kan lewe. Maar dit gaan nie hier net oor ons verhouding met God nie. Dit gaan ook oor ons verhouding met mekaar. En daarom ten tweede dat elkeen verplig is om sy gawes gewillig en met vreugde tot nut en saligheid van die ander lede aan te wend. En die vraag is hoekom? Want ons is die teken van God se teenwoordigheid in hierdie wêreld. En die herstel in ons verhoudings met mekaar, die sorg wat ons vir mekaar dra, wys vir ons en vir die wêreld iets van wie God is in hierdie tyd. Nou hierdie werk anker nie in ons vermoë nie. Dit anker in God, wat deur sy woord en sy gees, binne die raam van 'n gemeenskap van gelowiges, ons toerus, ons koester, vir ons sorg dra en ons toerus, sodat ons so kan lewe. Kom ons maak sy naam groot hiervoor en ons sê dankie dat ons met hierdie sekerheid mag leef deur saam te sing van lied 188 vers 1 en 3 en daarna bid ons saam. Vader, dankie dat ons mag leef met die wonder van u teenwoordigheid, met die wonder van verlossing, van 'n herstelde verhouding met u. Dat ons dit persoonlik mag beleef en ervaar, maar dat ons ook iets daarvan mag beleef in ons saamleef as kinders van u. En wanneer ons ook vanoggend voor u woord rustig word en luister na die omvang van hierdie wonder, die grootheid daarvan, dan pleit ons Vader, maak dit rustig in ons harte, dat ons die grootsheid van die wonder mag raak sien, dat ons opnuut weer in verwondering mag staan voor u liefde, voor u omgee, vir u wêreld, en daarin nie net vir ons nie, maar ook vir hulle wat nog buitekant die gemeente staan. En as ons dink aan die gebrokenheid van hierdie wêreld, aan die stikkend en die te mekaar, wêreldwyd en in ons eie land, dan sê ons dankie dat ons die toekoms in die oë mag kyk, seker in die wete dat u by ons is. Dat daar nêrens is waar ons sal kom, waar u nog nie is nie. En daarom bid ons Vader, maak ons sensitief vir die leiding en die werking van u Gees, dat ons mag hoor, wanneer u ook in hierdie oomblikke met ons praat. Mag dit die wonder, die waarheid, die grootheid van dit waarmee u besig is, ons harte vul, en mag ons vanuit hierdie waarheid leef, op so 'n manier, dat ons en ander genoeg rede sal hê, om u naam groot te maak, wanneer Christus weer kom. Seën ons hierin, as ons dit bid, in Jesus se naam. Amen. In die prediking staan ons stil by die gawes van die Gees en vir hierdie paar Sondae in besonder na die wondertekens en die belangrikste wonderteken. As Jakobus daar die
skets net die een wat daar op die gemeentegroep is. Wonders is deel van die pakkie. Ou en Nuwe Testament is wonders deel van die pakkie van God se bediening in hierdie wêreld. So, voor ons net na die spesifieke T's en C's, die voorwaardes en terme van wonders kyk, net belangrik om te verstaan vir ons, dit wat ons verlede week vasgemaak het, dat ons moenie so ingestel wees op bonatuurlike wonders, dat ons die natuurlike wonder van dit wat is, miskyk nie. Ek luister gister na een van die professors wat in chemie werk. En sê hy sukkel partykeer om met mense te praat wat nie is waar hy is nie, want hulle verstaan nie regtig wat hy sê nie. So dit is moeilik om met ouens te praat wat nie geleer het tot waar hy leer nie, en hy is nie hoogmoedig as hy het sê nie, hy bedoel dit met groot deernis. Hy sê, want as hy na 'n blaar kyk, dan sien hy, in daardie blaar op daardie stadium, is daar magnesiummolekuule met 4 koolstofmolekuules rondom dit, en daardie 5 molekuules saam vorm 'n trechter. En as lig daarop val, dan reageer die magnesium, skop een van die koolstofmolekuules uit, hy gaan deel word van die boom, en in daardie proses van die uitskop van daai molekuule, word suurstof vrygestel en koolstof opgeneem weer, sodat daar weer 'n molekuule kan inkom. Dus, ons kan dit nie sien nie, maar dit gebeur in elke blaar, miljoene keer, elke keer as lig daarop val. Dis wonderlik verby. En ons kom partykeer by 'n plek, veral as ons in die geloofsgemeenskap kom, waar mense dink wonderwerke, wel dis Jesus wat op die water loop, dit is 'n wonderwerk. Of dis die voeding van die 5000 mense plus, en dit is 'n wonderwerk. Maar ons moet versigtig wees dat ons nie die wonder van dit wat is miskyk nie. Want daar is regtig 'n verskriklike groot wonder, as ons kyk na hierdie wêreld, dat dit is. Dat ons kan leef en bestaan, 'n bestaan kan maak, te midde van die grootsheid van hierdie skepping waarin ons leef. So dit gesê, maak ons vas, as ons luister na die skrif, daar is wonders. Bonatuurlike ingrype van God, as ons dit so wil stel, ons sien dit al in die Ou Testament, verseker in die verlossing van Israel uit Egipte uit, maar dan moet ons, wanneer ons dit sien, ook onmiddellik vir mekaar sê, dit hou nie lankie. Wonderwerke, die bonatuurlike dinge oortuig nie mense nie. Israel gaan met groot fanfare uit Egipte uit wegtrek, sien hoe die Here hulle verlos, sien hoe die Egiptenare verslaan word, en 3 dae later, nadat hulle deur die Rooi See getrek het, dan murmureer hulle omdat daar nie water is nie. En dit gaan hulle lewe kenmerk, soveel so dat daardie hele geslag sal uiteindelik in die woestyn sterf. Ten spyte van die wonders, ten spyte van die water wat die Here elke keer voorsien, ten spyte van die manna en die kwartels wat die Here elke keer voorsien, hulle maak dit net nie. Wonders oortuig nie mense nie. En daarom dat Jesus sê, dis 'n opstandige of 'n weerspannige en 'n ongelowige geslag wat wonders en tekens soek. So vir die een wat glo, is 'n wonder nie nodig nie, en vir die een wat nie glo nie, sal geen wonder uiteindelik werk nie. Maar nou lees ons van die wonders in die skrif, en daar is dit dan nou belangrik om vas te maak, dat wonderwerke in die Ou en die Nuwe Testament het hierdie een funksie. Dit bevestig die roeping van die persoon wat bedien. En daarom gaan ons dit by die profete sien, Elia en Elisa, baie spesifiek wonderwerke rondom hulle bediening, en dan gaan ons, wanneer Jesus kom, dit in sy lewe en bediening baie duidelik sien. Die voeding van die mense, die genesing van mense, die loop op die water. Nou uiteindelik die opstaan uit die dood uit, die wonder wat hy vir die skrifgeleerdes en die fariseërs gee, wanneer hulle sê, hulle soek 'n wonderteken. Sê hy die teken van Jona, is al teken wat hulle nog gaan kry. Maar wanneer ons luister na wonderwerke, is dit belangrik om vas te maak, dis God wat bevestig in al die wonderwerke. Dis God wat besig is. En wanneer ons na die Nuwe Testament luister, en ons luister in het besonder na die Johannes Evangelie, dan is dit belangrik om te verstaan, dat God kies vir 'n besonderse wonder, om die hoogtepunt te wees, waardeur mense oortuig gaan word. En dit is die liefde van die gelowiges onderling, ons eensgesindheid in liefde. Ons gaan weer na Johannes 17 luister, en hier is dit nou belangrik, Jesus se gebed. So, die konteks hier is vir ons regtig belangrik. Wanneer die sondeval plaasvind, donker wêreld. So wanneer Johannes se evangelie begin, dan sê hy, in die begin was die woord, en die woord was by God, en die woord was self God. Hy verwys na Jesus Christus, en dan slaan hy onmiddellik oor, en hy sê, die lig wat elke mens verlig het na die wêreld toe gekom. Dis Jesus. En daardie beeld van lig, wat reg deur die Johannes evangelie loop,
is regtig belangrik vir ons, vir die verstaan van dit wat ons in Johannes 17 gaan hoor. Dan gaan Jesus 'n klomp uitsprake maak, die ek is uitsprake, die goeie herder, ek is die weg, ek is die waarheid, ek is die lewe, ek is die lig, ek is die water, ek is die brood van die lewe, al die ek is uitsprake. In Johannes 13 gaan hy kom en hy gaan sy disippels se voete was, om vir hulle iets duidelik te maak van hoekom hy gekom het, sodat hulle uiteindelik kan lewe. En Petrus gaan ongelukkig wees wanneer Jesus sy voete wil was en vir hom sê nee, want dit kan nie, Jesus kan nie. En dan sê Jesus vir hom, luister, as ek jou voete was nie, het jy nie deel aan my nie. Wat hy doen is regtig belangrik. En wanneer hy van daar af gaan hy dan vir hulle begin sê dat hy gaan weggaan en hy gaan sterf en hulle gaan ongelukkig wees. Hulle gaan nie verstaan nie. En in die volgende 3 hoofstukke gaan hy met hulle praat oor die werk van die Gees wat gaan kom en ons hoor Thomas en Judas vra vir hom hierdie vrae wat duidelik maak, hulle het geen begrip van waarmee hy besig is nie, want hulle kan nie verstaan dat hy gaan sterf nie, dat hy homself gaan gee, sodat ander kan lewe nie. Maar dit is daai werklikheid wat ons moet vasmaak. Nou gaan hy in hoofstuk 16 aan die einde kom, en hy gaan vir hulle sê, luister, julle gaan my almal in die steek laat, en hy sê dit vir hulle vooraf, sodat hulle nie moedeloos word, wanneer dit gebeur nie, sodat hulle nie verlore gaan, omdat hulle gekrenk voel in hulle self nie. Hy weet wat gaan kom. En dan sê hy, in hierdie wêreld gaan julle dit moeilik hê. En dan gaan ons hoor, stop hy, kyk hy op en hy begin bid. En nou is dit regtig belangrik vir jou en vir my om hierdie gebed te verstaan. So Jesus kom, verlossingsplan, voor die grondlegging van die wêreld vasgemaak. Op die bestemde tyd het hy gekom, hy het met sy bediening aangegaan, hy het sy disippels geroep, hy het hulle geleer, meer as net die 12, maar hy het hulle geleer. En nou, wanneer ons by hierdie geleentheid kom, gaan stop hy kyk op, daar's by hulle geen twyfel dat hy bid nie, die Jode bid so, hande oop, na bo, kyk op, en hy bid. En wat hy in hierdie oomblik doen, is hy vat die hart van dit wat vir hom die belangrikste is, dit wat regtig vir hom saak maak, gee hy in sy Vader se hande, want hy gaan nou sterf. Hy's letterlik die een wat in daardie oomblik kom, soos wanneer jy iets gaan doen, en jy vra vir iemand langs jou, hou gou vir my hierdie vas, dit is vir my belangrik, hou dit vas, ek moet net gou hierdie gaan doen. En dis wat Jesus in hierdie gebed doen. Hy gaan sterf, en nou sê hy vir sy Vader, hierdie is vir my regtig belangrik. Hou u dit vas. Ek gaan dit weer kom opneem, wanneer hy klaar is, en dan hoor ons in Matteus 28, as hy sê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde, en onthou ek is by julle, tot aan die einde van die tye. Hy gaan weer daar die kosbaarheid kom opneem. So wanneer ons na hierdie gebed luister, moet ons hoor, hier is wat vir Jesus die belangrikste is. Soveel so, dat hy, wanneer hy moet gaan sterf, dit in sy Vader se hande gee, sodat dit kosbaar, omdat dit kosbaar is, sodat dit behoue kan bly, sodat hy dit later weer kan opneem. So kom ons luister na wat dit is. So nadat Jesus gesê het, dat ons dit in hierdie wêreld moeilik gaan hê, maar dat ons moed hou, omdat hy dit klaar oorwin het, die wêreld klaar oorwin het hy na die hemel toe opgekyk en gesê, Vader, die tyd het gekom, verheerlik u seun, sodat die seun u kan verheerlik. En luister nou, soos wat ons deur die gebed gaan, verheerlik en heerlikheid gaan baie verbykom. En dit gaan oor lig. As jy iets verheerlik, skyn jy 'n lig daarop. Jy maak dit duidelik. Verheerliking is die lig, die tema wat van Johannes 1 af deurloop. Verheerlik u seun, sodat u seun u kan verheerlik. U het hom immers die volmag oor die hele mensdom gegee, om aan almal wat u hom gegee het, die ewige lewe te gee. En dit is die ewige lewe, dat hulle u ken, die enigste ware God, en Jesus Christus, wat deur u gestuur is. Ek het u op die aarde verheerlik, deur die werk te volbring wat u my gegee het om te doen. Verheerlik u my nou ook by u, Vader, met die heerlikheid wat ek by u gehad het, voordat die wêreld bestaan het. Ek het u naam bekend gemaak, baie belangrik, ek het u naam bekend gemaak aan die mense wat u my uit die wêreld gegee het. Hulle het aan u behoort, en u het hulle aan my gegee, en hulle het u woord ter harte geneem. Nou weet hulle dat alles wat u my gegee het van u kom, want die woorde wat u my gegee het, het ek aan hulle gegee,
hulle het dit aangeneem en tot die oortuiging gekom dat ek waarlik van U gekom het en hulle het geglo dat U my gestuur het. Ek bid vir hulle. Ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die wat U my gegee het, omdat hulle aan U behoort. En hierdie is regtig belangrik. Want al lê 'n stukkie van 'n spanning, wanneer jy na die Johannes Evangelie luister, dan hoor ons hierdie ding, wanneer Jesus met Nikodemus praat. God het die wêreld so lief gehad, dat hy sy enigstgebore seun gegee het, sodat elkeen wat glo kan lewe. En selfs in hierdie gebed verder gaan ons hoor die wêreld. Dit is daar. Maar wanneer Jesus in daai oomblik kom, en hy kyk op na die Vader, hy weet hy gaan hierdie stuk pad, hy gaan sterf vir die wêreld, dan bid hy vir hierdie mense wat die Here aan hom gegee het. En dan sê hy hierdie woorde, ek bid nie vir die wêreld nie, maar vir die, aksent, die wat U my gegee het, omdat hulle aan U behoort. Almal wat aan my behoort, behoort aan U, en wie aan U behoort, behoort aan my. En ek word deur hulle verheerlik. Ek bly nie langer in die wêreld nie, maar hulle bly nog in die wêreld. Ek kom na U toe. Heilige Vader, bewaar hulle in U naam. Weer belangrik, daardie woord, U naam. Die naam wat U my gegee het, sodat hulle net soos ons een kan wees. Toe ek by hulle was, het ek hulle in U naam bewaar, die naam wat U my gegee het. Ek het hulle beskerm en nie een van hulle het verlore gegaan nie, behalwe die een wat verlore moet gaan, sodat die skrif vervul kan word. Maar nou kom ek na U toe, en ek sê dit terwyl ek nog in die wêreld is, sodat hulle my blydskap in al sy volheid in hulle kan hê. Ek het die woord aan hulle gegee, en die wêreld haat hulle, omdat hulle nie tot die wêreld behoort nie. Net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat U hulle van die bose moet bewaar. Baie belangrik. Ek bid nie dat U hulle uit die wêreld moet wegneem nie, maar dat U hulle van die bose moet bewaar. Hulle behoort nie tot die wêreld nie, net soos ek ook nie tot die wêreld behoort nie. Laat hulle aan U toegewy wees deur die waarheid. U woord is die waarheid. Soos U my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur, sodat hulle ook deur die waarheid aan U toegewy kan wees. Baie belangrik vir ons as ons luister na hierdie gebed. Soos U my na die wêreld toe gestuur het, het ek hulle ook na die wêreld toe gestuur. En terwille van hulle wy ek my aan U toe, sodat hulle ook deur die waarheid aan U toegewy kan wees. Hy gaan sterf, sodat ons herstel in ons verhouding met God kan leef in hierdie wêreld. Ek bid egter nie vir hulle, nie net vir hulle nie, maar ook vir die wat deur hulle woorde tot geloof gaan in my sal kom. En dis ek en jy. Oor die loop van 2000 jaar het iemand vir iemand vertel, en ons kan vandag bely dat Jesus die Christus is, die Seun van die lewende God. Ek bid dat hulle almal een mag wees, net soos U Vader in my is en ek in U, dat hulle ook in ons mag wees, sodat die wêreld kan glo dat U my gestuur het. Die heerlikheid wat U my gegee het, het ek ook aan hulle gegee, sodat hulle een kan wees, net soos ons een is. Ek in hulle en U in my, sodat hulle volkome een kan wees, sodat die wêreld kan weet dat U my gestuur het en hulle liefhet, net soos U my liefhet. Vader, ek wil graag hê dat daar waar ek is, hulle wat U my gegee het, ook by my moet wees, sodat hulle my heerlikheid kan sien, die heerlikheid wat U my gegee het, omdat U my al voor die skepping van die wêreld lief gehad het. Regverdige Vader, die wêreld ken U nie, maar ek ken U, en hulle hier weet dat U my gestuur het. Ek het U naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde wat U aan my bewys het, in hulle kan wees, en ek ook in hulle. Baie belangrik, ek het U naam aan hulle bekend gemaak, en ek sal dit verder bekend maak, sodat die liefde wat U aan my bewys het, in hulle kan wees, en ek ook in hulle. Luister ons na hierdie gebed, dan hoor ons hoe belangrik, as ons van onderaf begin, jy en ek vir die Here is, maar ook ons saamleef, die ons van die liggaam is vir Christus regtig belangrik. Want dis in ons wat die naam van God leef, met ander woorde die teken van God se teenwoordigheid in hierdie wêreld. Nou volg ons die verloop van die evangelie, en ons kom tot by Johannes 17, gaan ons daarvan Johannes 1 af hierdie plan van God sien uitspeel. Kobus daar die eerste skets net. God is Vader,
En hy het ons gemaak na sy beeld om sy kinders te wees, sy verteenwoordigers op hierdie wêreld. Om geborge in 'n innige verhouding, naby hom te leef en saam met hom te werk. En dan vind die sondeval plaas en ons verhouding met God breek stukkend. Maar nou hoor ons, voor die grondlegging van die aarde, in Jesus Christus uitverkies. Die Seun, sê Johannes in 1 Johannes, in Johannes 1, die Seun, niemand het die Vader nog ooit gesien nie, die Seun wat die naaste aan die Vader is, die het hom aan ons kom bekend maak. So wanneer ons in die evangelie van Johannes hoor van die lig, dan is dit wat Johannes in 1 Johannes sê, God is lig en in hom is daar geen duisternis nie. Dit gaan hier oor wie en wat God is. God is lig. En dan hoor ons in 1 Johannes dat die Seun van God kom. En hy is die lig. Hy is die hoogtepunt van die openbaring van God se karakter en wil. Jesus Christus. So wanneer ons in die Ou Testament luister, dan sien ons baie mooi God as die Here, die Almagtige, baie duidelik, soos na die Psalms luister, waar ons wotum uitgekom het, die Here die Allerhoogste. Dit is baie duidelik daar. Ons gaan in die Ou Testament veral by Dawid begin hoor, God is 'n Vader. Maar dis eers in die Nuwe Testament, wanneer Jesus kom, wanneer hierdie punt sy diepteplek of sy hoogtepunt gaan bereik, wanneer God sy karakter en wil die duidelikste vir ons gaan openbaar, dat hy is ons goeie God en hemelse Vader. En die Seun kom om dit toe te lig. So wanneer Jesus sê, ek het u verheerlik, verheerlik my nou, gaan dit daaroor, maak hierdie duideliker. Maak hierdie wonder, hierdie waarheid, dat God ons Vader is, maak dit duidelik in hierdie wêreld. En daarom is daar die woord, die naam van God, ek het die naam aan hulle geopenbaar, is dit so belangrik. Toe ons 'n wyle terug by Matteus stilgestaan het ons gekyk na daardie opdrag, gaan heen en doop die mense in die naam van die Vader en die Seun en die Heilige Gees, en daardie woord beteken nie net jou naam nie, eie naam nie, dit kan dit beteken, maar dit beteken ook die karakter. So wanneer Jesus in hierdie gedeelte verwys daarna, dat ek het u naam aan hulle bekend gemaak, dan sê hy, ek het u karakter, en daarom u heerlikheid, want God is lig, hy is die Vader, ek het hierdie wonder aan hulle bekend gemaak. En binne die konteks van die antieke wêreld is hierdie vir ons belangrik om te verstaan. In die antieke wêreld het mense geglo dat die hele skepping word geregeer, binne die heidense konteks dan, word geregeer deur hierdie absolute kosmiese orde, waaraan mense en gode ondergeskik was. Almal moes doen soos wat die orde bepaal het. Nou, as jy die orde geken het, kon jy die orde manipuleer. So as jy die regte woorde, toweruitsprake, die amulette, goeders gedra het, of die regte rituele gehad het, kon jy hierdie orde manipuleer, en mense en dinge, selfs die gode, manipuleer, om wel jou belange te dien. En dis hoekom ons hoor wanneer Moses, wat uit 'n baie mooi, baie sterk uit hierdie kultuur uitgekom het, hy het in die Farao se paleis groot geword, die Egiptenare het daardie orde Ma'at genoem, en almal was gebonde daaraan, dan kom hy en dan vra hy vir die Here, maar wie gaan ek sê het my gestuur? Wat is die naam? En dan sê die Here vir hom, nee, ek is wat ek is, dis 'n werkwoord, dis nie 'n eie naam nie. Ek is wat ek is, daar's nie 'n naam wat jy kan vasmaak, waaroor jy gaan beheer kry nie. Ons gaan iets van hierdie gedagte hoor, wanneer Jesus in Openbaring vir die gemeente sê, luister, elkeen wat volhard tot die einde toe, ek sal van hom 'n nuwe naam gee, 'n klippie met 'n nuwe naam op, wat net hy en ek ken. Dit gaan oor jou kosmiese adres. So mense het baie keer, as jy baie gelowig was in daai tyd, het jy 'n bynaam gehad, maar jy het nie jou regte naam met enige iemand gedeel nie. Want as iemand jou regte naam het hy jou kosmiese adres. Dan kon hy wel vir jou moeilikheid berokken het. So wanneer Jesus in hierdie gedeelte kom en hy sê, ek het u naam aan hulle bekend gemaak, dan is dit belangrik dat ons iets hoor van, hier is God se kosmiese adres. God is nou weerloos. Jy weet wie ek is, wat ek is en waar ek is. En dit is belangrik dat ons dit hoor. Dat God die Vader binne hierdie wêreld van bygeloof het hy gekom en homself geopenbaar as goeie God en hemelse Vader. En daarin is God weerloos. Jy weet wie ek is.
Jy weet waar ek is. En nou hoor ons in hierdie gebed van Jesus 'n baie belangrike ding. Hy openbaar die naam, die karakter, die heerlikheid van God in ons, aan ons, sodat ons in hom kan wees, in daardie lig kan lewe. En daarom die 3 sonneblomme. Dis al wanneer 'n blom regtig lewe, is in die lig. As jy daai 3 pot met 3 sonneblomme daar onder in die kelder gaan bære, gaan hulle tot niet gaan. Ons word eers wie God ons bedoel het, ons moet wees, in verhouding met God, in die lig. Maar dit sny dieper as dit. Christus het gekom, die lig wat die wêreld verlig, en hy het God se naam, God se karakter, God se heerlikheid met ons gedeel, sodat dit in ons kan wees. In Johannes 14 gaan hy swaarwater hieroor maak. Hy sê, ek gaan vir julle 'n nuwe opdrag gee, ek gee vir julle 'n nuwe gebod, julle moet mekaar lief hê, soos wat ek julle lief het. En dan kom hy in Johannes 14 en dan sê hy, as jy my woorde ter harte neem, as jy my gebooie gehoorsaam, my gebod gehoorsaam, het jy my lief, my opdragte uitvoer, het jy my lief, en as jy my woorde ter harte neem, met ander woorde, dit doen, hierdie heerlikheid, hierdie openbaring van God, ons Vader, ter harte neem, en vanuit dit lewe, sal ek en die Vader na jou toe kom, ons aan jou openbaar en by jou woning maak. Ons gaan met ander woorde gedei in die ou taal, in die lig. Ons gaan in God se teenwoordigheid kan leef. Maar nou bid Jesus in baie besonderlik daarvoor, dat ons in die Vader mag wees, net soos wat hy in die Vader is. Jesus in die Vader is en die Vader in hom is, dat hulle in ons mag wees en ons in hulle mag wees, en dan ons in mekaar mag wees. En die vraag is, hoekom? Hoekom daardie klem van ons eensgesindheid en liefde, herstel in ons verhouding met God, en daarin ook met mekaar? En die antwoord is, terwille van die wêreld. Terwille van die wêreld, roep God ons, om in hierdie tyd teken van sy teenwoordigheid te wees. En dis hoekom wanneer Jesus bid vir ons behoud in hierdie gebed, voordat hy gaan sterf, hierdie kosbaarheid gee hy vir sy Vader en sê, hou dit by mekaar. Gaan dit weer kom opneem, gaan dit verder openbaar, maar hou dit vir hierdie oomblik by mekaar, want dit is regtig belangrik. As ons nie die wonder van God se herskepping in mekaar kan sien en beleef nie, gaan die wêreld dit nie kan sien en beleef nie. En daarom die klem wat Jesus hierop lê. En dis hoekom Jesus sê, ek bid nie dat jy julle uit die wêreld uit sal haal nie, maar dat jy julle in die wêreld van die bose sal bewaar. Want ek en jy is die teken wat die wêreld oortuig. Dat God is wie hy sê hy is, en dat hy doen wat hy sê hy gaan doen. Die wêreld is die punt, want so lief het God die wêreld gehad. Nou ons swem in bietjie troebelwaters as westerlinge, want ons het iewers die koelheid gedrink, soos wat hulle sê, die koelheid met die bietjie gif in, van individualisme of radikale individualisme. Het gaan oor ek, solank ek het gelukkig is. Dis nie hoe God daaroor na kyk nie. God maak homself weerloos, sterf in ons plek, sodat ander kan lewe. En dis hoekom Paulus in Korinte sê, dis die liefde van Christus wat ons uiteindelik dring, omdat ons verstaan, omdat ons besef dat een vir almal gesterf het, en daarom het almal gesterf. En hy het gesterf sodat die wat lewe, nie vir hulle self sal lewe nie, maar vir hom wat vir hulle gesterf het. Hoekom is ons eensgesindheid en liefde so belangrik? En dis ons eensgesindheid en liefde. En deel van die antwoord vind ons in die evangelie van Johannes, van Matteus, en daar aan die regterkant gaan julle sien die stempel wat daar afgedruk is. Wanneer Jesus met sy bediening besig is met die wonderwerke, dan gaan Jesus nie vir die opspraakwekkende goeders nie. Die wonders gebeur, want dis hoekom hy gekom het, om verlossing en vryspraak aan te kondig. En dan haal Matteus 'n gedeelte uit Jesaja uit aan, en hy sê, so is vervul wat die Here deur die profeet Jesaja gesê het, hier is my dienaar, wat ek aangestel het, my geliefde, oor wie ek my verheug. Ek sal my gees op hom laat kom, en hy sal die wil van God aan die nasies bekend maak. En is regtig belangrik dat ons dit hoor. Ek sal my gees op hom laat kom, en hy sal die wil van God aan die nasies bekend maak. Hy sal nie twis nie, en nie skree nie.
Hy sal niemand sal sy stem op die strate hoor nie. Regtig belangrik. Dink oor die kerk. Die gemeenskap van gelowiges. Hierdie teken van God se teenwoordigheid in hierdie wêreld. Want wanneer Christus opvaar en ons na hierdie wêreld toe stuur soos wat die Vader hom gestuur het, is hierdie net so op ons van toepassing. Sal nie twis nie en nie skreeu nie. En niemand sal sy stem op die strate hoor nie. 'n Riet wat geknak is, sal hy nie afbreek nie en 'n lampet wat rook nie uitdoof nie. Hy sal die wil van God laat seëvier. Die wil van God, en in die Johannes Evangelie gaan Jesus dit by herhaling sê, dit is die wil van my Vader, dat elkeen wat hy aan my gee, dat nie een van hulle verlore sal gaan nie, en dat ek hulle op die laaste dag uit die dood sal opwek. God soek sy kinders. Maar Jesaja gaan verder, hy sal die wil van God laat seëvier, en op hom sal die nasies hulle hoop vestig. Dit is 'n wonderlike ding, om in jou persoonlike lewe iets te mag beleef en ervaar van die Here die Almagtige het my syne gemaak. Om iets te ervaar van daardie wat ons verwoord het in haar eerste lied, van God wat ons sonde, skuld en spyte nader getrek het en ons syne gemaak het. Dis 'n ding wat 'n mens met onrus vul as jy begin besef, wanneer ek by hom tuis gekom het, gaan dit nie meer oor my nie. En dis hoekom wanneer Jesus by hierdie plek kom, net voordat hy gevange geneem word, hy dit wat die kosbaarste is, aan die Vader gee. Want dit gaan nie oor hom nie. Dit gaan oor dit waarmee die Vader besig is. En hy is bereid om homself op te offer, sodat dit tot sy reg kan kom. God, ons hemelse Vader, het sy seun gestuur om sy karakter, sy heerlikheid, sy naam met ons te deel, sodat ons daarin kan lewe, sodat die wêreld kan weet, God is 'n goeie God en hemelse Vader. En daarom Jesus se gebed, dat ons eensgesind in liefde sal wees, sodat die wêreld kan weet, God het vir Jesus gestuur, en God het die wêreld net so lief, as wat hy vir Jesus het. En nou is dit belangrik vir jou en my in hierdie oomblikke om dit ter harte te neem. Wanneer Jesus in hierdie gebed bid en sê, Here, ek bid, Vader, ek vra nie dat jy hulle uit die wêreld uit sal wegneem nie, maar dat jy hulle in die wêreld van die bose sal bewaar. Bid hy vir jou en vir my vandag. En dit gaan hier oor daardie woord katischeo. Kobus, net die volgende skets asseblief. Soos 'n woordblom van hom gaan maak, maar die woord wanneer Jesus in Matteus 16 vir die disippels vra, hulle is daar bo in die noorde, by die berg, en Jesus vra vir hulle, wie sê die mense is ek? En dan sê hulle vir Jesus, nee, waar party Elia, party anders die Johannes die doper wat teruggekom het, en dan vra hy vir hulle baie spesifiek, maar julle, wie sê julle is ek? En dan antwoord Petrus namens die disippels, en hy sê, U is die Christus, die seun van die lewende God. En wanneer jy aan die einde van Johannes kom, gaan Johannes sê, Jesus het nog baie ander wonderwerke gedoen, maar hierdie is opgeskryf, sodat julle kan glo dat Jesus die Christus is, die seun van die lewende God. Dis die belangrikste ding wat ons moet snap, want Jesus is die volle openbaring van wie God is, van sy naam, sy karakter en sy heerlikheid. En dan sê Jesus vir Petrus 'n baie belangrike ding, hy sê, gelukkig is jy, want 'n mens het dit nie aan jou geopenbaar nie, maar my Vader wat in die hemel is. En op hierdie belydenis, op hierdie rots, sal ek my kerk bou, en die poorte van die hel sal dit nie oorweldig nie. En daardie woord wat ons vertaal met oorweldig, dis katischeo. En as ons 'n woordblom moet maak, het hy twee betekenisvelde. Die een is, sal sterk genoeg wees, jy's bestand teen iets, en die ander een wat ons dan nou verstaan wanneer ons praat oor oorweldig, is om te verslaan, of te oorwin, of te seëvier teen. Maar dit beteken daar's twee dinge wat ons moet in gedagte hou, wanneer ons daardie uitspraak van Jesus hoor. Die eerste is dat dit hoe ons dit tradisioneel verstaan, is dat hy gaan sy kerk vergader, dit wat ons in Sondag 21 bely, hy gaan hulle bymekaar maak, en die poorte van die hel, die magte van die duisternis, sal dit nie oorweldig nie. Ons sal nie verslaan word nie. En wanneer Jesus vir die Vader vra om ons te beskerm van die bose in die wêreld, mag ons dit ter harte neem.
Dit maak nie saak hoe sleg dit in hierdie wêreld rondom ons gaan nie. God sal ons beskerm. Die magte van die duisternis sal ons nie oorweldig nie. Maar hierdie woord het ook 'n ander betekenis wat vir ons belangrik is. En wat belangrik is as ons na Jesus se gebed luister, wanneer hy vra, Vader, beskerm hulle in die wêreld. Moet hulle nie uit die wêreld uithaal nie, maar beskerm hulle van die bose in die wêreld. En dit is dat die bose sal ook nie stand hou nie. So wanneer Jesus daardie uitspraak maak, sê hy ook vir sy disippels, die poorte van die hel, die magte van die boosheid, sal nie kan stand hou teen die kerk nie. Met ander woorde, die lig sal uiteindelik 'n gat in die donker maak. En dis waarvoor Jesus bid, wanneer hy dit wat vir hom die belangrikste is, aan sy Vader gee. Vader, beskerm hulle van die bose, verseker, dat die poorte van die hel hulle nie sal oorweldig nie. Maar aan die ander kant ook, beskerm hulle, sodat die lig, die heerlikheid, die karakter van God duideliker en duideliker sigbaar kan word. Sodat die wêreld kan sien dat U my gestuur het en dat U hulle net so lief het as wat U vir my het. Dit is vir ons baie keer die moeilikste ding. Want wanneer die wêreld stikkend en onstuimig word, en baie keer is dit nie net daar ver in die wêreld nie, dis baie naby, dis in ons persoonlike lewens, dan is ons natuurlike reaksie om eerder terug te staan. En Jesus bid hier uiteindelik dat ons sal opstaan. Dat ons die roeping, dit wat hy aan ons toevertrou het, die woord van God, die karakter van God, die naam van God, dit wat ons in ons persoonlike lewe vir onsself mag toeëien, omdat Christus dit vir ons gegee het, dat ons dit mag deel in hierdie tyd, met mekaar, sodat die wêreld eintlik iets daarvan mag sien. In hierdie tyd, waarin ek en jy nou leef, maak nie saak hoe de mekaar en onstuimig dit is nie, maak nie saak hoe de mekaar en onstuimig dit in jou eie persoonlike lewe mag wees nie, mag jy leef met hierdie sekerheid, dat jy veilig is, dat die bose jou nie sal oorwin nie, maar aan die ander kant ook, dat daar 'n geleentheid is, om die heerlikheid van God te deel met die wêreld rondom ons. Nou is dit die vraag uiteindelik, glo jy dit? Kobus daar die laaste skets. Die woord pistis, wat ons met geloof vertaal, het daar die 6 betekenisvelde, en ons kan hulle daar van bo af na onder toe, min of meer so in 2-2 verdeel, né? So, daar in die middel, dis die hart, dis die waarheid, dis die doktrine, dis die waarheid wat verwoord word, die Christelike geloof. En luister ons na dit wat ons hier in Johannes 17 hoor, dan is dit die waarheid wat ons hoor, is dat God het homself in Jesus Christus geopenbaar, sy naam, sy karakter, sy wese met hierdie wêreld gedeel, homself kwesbaar gemaak, sodat mense kan lewe. En hy het dit vir ons gegee. Ons het dit ontvang. En daarom kan Paulus vir Timoteus sê, luister, die gemeente, die gemeenskap van gelowiges, ons is die draers en beskermer van die waarheid. En ons kan daardie draers en beskermer van die waarheid wees, omdat God ons beskerm, te midde van die boosheid van hierdie wêreld. Omdat God keer dat die bose ons nie oorwin nie, maar omdat God vir ons ruimte maak, sodat ons lig kan skyn, en die wêreld iets van hom kan leer ken. Maar hier is die vraag, glo jy dit? En glo is nie net ek weet daarvan nie, glo is dit, ek neem dit ter harte. Ek neem dit ter harte. Dit word dit wat my binneste vul, sodat my optrede, my woorde en my dade, daardeur gerig word. En daarom die ander betekenisse van pistis ook vir ons belangrik. Want wanneer ek dit glo, vertrou ek dat dit so is. En omdat ek vertrou, is ek betroubaar. Leef ek soos iemand wat dit glo. Leef ek soos iemand wat hierdie oortuiging het, hierdie vertroue het, dat God in Christus ons beskerm en bewaar te midde van die gebrokenheid van hierdie wêreld. Maar nie net sodat jy nie verlore gaan nie. Dis verseker God se wil. Hy wil nie hê jy moet verlore gaan nie, maar dat Christus jou op die laaste dag sal opwek uit die dood uit.
maar ook sodat die wêreld kan sien wie God is en hoe lief hy die wêreld het. Nou in hierdie tyd waarin ek en jy nou leef, Ampie het nou nog gepraat oor die inbraak, en dit gaan meer word, né? Ons beleef nog nie heeltemal die impak van die brandstofpryse wat gaan opgaan nie, en die winter lê nog voor, langer, donker, swaarder tye. Maar in hierdie tye, 'n geleentheid vir jou en vir my. Nou hoe kan jy weet dat hierdie op jou van toepassing is? Wel, dis op jou van toepassing, want Jesus bid en sê, Vader, ek bid nie dat U hulle uit die wêreld uit sal wegneem nie, maar dat U hulle in die wêreld van die bose sal bewaar. Soos jy vanoggend jou oë oopgemaak het, kan jy weet, jy is hiervoor. Jy leef, omdat God vandag nog besig is, om sy heerlikheid met hierdie wêreld te deel. En hy het gekies, dat die grootste wonder wat die wêreld sal oortuig, jou en my saamleef, eensgesind in liefde is. Dat dit ons sorg vir mekaar, ons omgee vir mekaar is, wat die wêreld sal oortuig. As jy dit glo, leef dit. Verseker hier, waar ons as geloofsgemeenskap saamtrek, terwille van ons toerusting en gelyke sorg, maar ook daar waar jy leef en werk. Ook daar waar jy kom, waar jy saam met ander gelowiges kan hande vat, om iets van God se liefde te kan deel met die wêreld rondom jou. Mag die Here jou hierin genadig wees, dat jy die geleentheid wat moontlik word, omdat God ons beskerm, mag raak sien in jou persoonlike lewe, daar waar jy leef, werk en ontspan. En mag die Here jou hierin seën, dat jy iets mag beleef, van sien hoe ook jou lewe en jou saamleef met ander gelowiges 'n verskil in hierdie wêreld maak. Amen. Kom ons bid saam. Vader, as ons hierin voor U rustig word, dan sê ons dankie vir 'n geleentheid. Dankie vir nou, dankie vir lewe, dankie vir gesondheid, dankie vir toerusting. Dankie dat ons mag weet dat U ons sal beskerm, en dat ons in daardie beskerming mag verseker weet dat die bose nie sal standhou nie, dat die bose nie sal oorwin nie, ons nie sal oorweldig nie, maar dat die donker nie kan standhou wanneer U heerlikheid in hierdie wêreld sigbaar word nie. Daarom pleit ons, Vader, vul ons meer en meer. En ons gryp vas aan Jesus se gebed, dat hy U naam nog meer en duideliker aan ons bekend sal maak, verder aan ons sal openbaar. Doen so. Openbaar U self so aan ons, dat ons U werklik mag ken. Open ons geestesoë, dat ons mag sien en ervaar en beleef hoe U net in ons werk nie, maar uiteindelik ook deur ons in hierdie wêreld werk. In ons persoonlik, maar daarin ook deur ons in gemeenskap saam, en daarin in gemeenskap saam ter wille van hierdie wêreld. Wil U ons hierin sterk maak, dat ons mag opstaan, toegerus en ten volle bereid om op te offer ter wille van U, ter wille van U liefde vir hierdie wêreld, ter wille van die wêreld. En as dinge vir ons moeilik raak en ons vanweë omstandighede by daardie klein geloofplekke vashak, dan bid ons, Vader, koester ons, trek ons nader, dat ons die grootheid mag beleef, mag ken en ervaar, en dat ons mag opstaan, seker in die wete, dat U op pad is saam met ons. Ons bid hierdie dinge, Vader, in Jesus se naam. Amen. Wanneer ons stil staan by hoe moet ons dan lewe, dan gaan ons luister na dit wat die Here met ons deel, deur Johannes in sy eerste brief, 1 Johannes, die eerste kommentaar op die evangelie van Johannes. En wat in die evangelie duidelik 'n probleem veroorsaak het, is dat Jesus het gesê, ek het nie gekom om te veroordeel nie, en te verstaan die mense, alright, so ek het die naam van God ontvang, ek het die karakter van God ontvang, God is lief vir my, ek is okay, vrede met die res.
En nou skryf hy hierdie brief, en as jy daai 5 hoofstukke gaan lees dit asseblief. Dit is die moeite werd om deur te lees, veral so in een sitting. Dan sien 'n mens hoe Johannes in besonder klem lê op die lig en die waarheid, die karakter van God, hoe dit ons lewe moet kenmerk. As ek God ken, as ek met hom skouers skuur, gaan iets van hierdie wonder van God se teenwoordigheid in my lewe ook uiteindelik sigbaar word in my saamleef met ander mense. En daarom hoor ons dan in 1 Johannes 3 waar ons stil staan, daar by vers 11, dit is immers die boodskap wat julle van die begin af gehoor het, ons moet mekaar lief hê. Moenie soos Kain wees nie. Hy het aan die bose behoort en het sy broer vermoor. En waarom het hy hom vermoor? Omdat sy eie dade sleg was en sy broer se reg. Broers en susters, moenie verbaas wees as die wêreld julle haat nie. Ons weet dat ons klaar uit die dood na die lewe oorgegaan het, want ons het ons broers lief. Wie nie lief het nie, bly in die dood. Elkeen wat sy broer haat, is 'n moordenaar, en julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe in hom het nie. Hieraan weet ons wat liefde is. Jesus het sy lewe vir ons afgelê. Ons behoort ook ons lewens vir ons broers af te lê. Wie aardse besittings het en sy broer sien gebrek ly, maar geen gevoel vir hom het nie, hoe kan die liefde van God in hom wees? Liewe kinders, ons liefde moenie net woorde en lippetaal wees nie, maar moet met die daad bewys word en dan in opregtheid. Hierdeur kan ons ook te wete kom dat ons aan die ware God behoort en kan ons ons gewete voor hom tot rus bring. As ons gewete ons veroordeel, God is groter as ons gewete en hy weet alles. Geliefdes, as ons gewete ons nie veroordeel nie, het ons vrymoedigheid om na God te gaan. En wat ons vra, kry ons van hom, omdat ons sy gebooie gehoorsaam en doen wat hy goed vind. En dit is sy gebod. Ons moet in sy seun Jesus Christus glo en ons moet mekaar lief hê, ooreenkomstig die gebod wat hy ons gegee het. Wie sy gebooie gehoorsaam, bly in God en God in hom. En hieraan weet ons dat hy in ons bly. Hy het ons sy gees gegee. In hierdie week wat kom, is daar 'n geleentheid vir jou om die liefde van God persoonlik te beleef en ervaar, omdat hy in jou woon, maar ook 'n geleentheid om die liefde van God te deel met die mense rondom jou. Nie net in woorde nie, nie net met lippetaal nie, maar in dade. Gryp daardie geleentheid aan. Nou, omdat ons dit nie uit onsself uit kan doen nie, kom ons bid die Here hierin om sy genade, en ons bid dat hy ons deur sy gees sal sterk maak vir hierdie dienswerk. En ons doen dit deur saam te sing, van bidend saam te sing van Skrifberuiming 15 vers 1, 2, 3 en 4, en daarna gaan ons die seën van die Here ontvang, waarna ek vra dat jy net so 'n oombliekie sal sit, vir ingeval daar dalk 'n vraag is. So kom ons staan en dan sing ons bidend vir mekaar, vir die kerk reg oor die wêreld, hierdie gebed in afhanklikheid van die Here.
Wanneer ons hier uitgaan, ons wat nog in aardse tyd verkeer, gaan met vrymoedigheid, seker van God se teenwoordigheid, seker in die wete, dat daar nêrens is waar jy gaan kom, in jou persoonlike lewe, in jou saamleef met ander, binne die omstandighede van hierdie wêreld, waar God ons Vader nog nie is nie. En gaan leef met die oortuiging van sy teenwoordigheid. Ontvang daarin die seën van die Here. Die genade van ons Here Jesus Christus, die krag en die teenwoordigheid, die liefde van God ons Vader en die leiding van die Heilige Gees is met u elkeen. Amen. Is daar enige vrae oor dit waarby ons vanoggend stil gestaan het? Gaaf, so onthou, die vrae uiteindelik nie net bedoel vir ons nie, maar vir hulle wat die Here nog na ons toe gaan saamtrek, en dan is jy welkom om 'n koppie tee of koffie saam met ons hier in die saal te kom drink, net hierna. Baie dankie.